Goeiemôre geliefde broers en susters en baie hartlik welkom in ons erediens vanoggend, ook aan besoekers wat vandag hier by ons is, of lidmate, of vriende van ons gemeente wat inskakel via sosiale media. Baie hartlik welkom by hierdie besondere voorreg en erediens wat ons vandag het om dan ook aan te sit aan die tafel van die Here en die heilige sakrament van die nagmaal te kan gebruik. Mag dit so wees dat God ook by ons sal wees in hierdie erediens en ons opnuut weer sal verseker van sy liefde en genade wat elke dag vir ons so groot is. Voor ons vandag met ons erediens begin, gaan ons 2 liedere saam oefen. Ons eerste lied is Psalm 366. Ons gaan dan net die eerste vers sing. Ek gaan vir vra om vir ons een keer deur te speel en daarna dan sing ons die vers saam. Kom ons kyk ons volgende lied, dit is Psalm 514, ons gaan daar ook weer die eerste vers sing, en hy sal sien dit maklik, en jy sal sien ons heel wat van daardie bidnootjies, so hy so bietjie stadiger is die vorige ene, maar nou gaan ons vir ons bietjie woema gee. Nou, dankie. Speel op ons een keer weer, en dan sing ons die lied saam. Onsself in ons gebede vandag in gereedheid om na die woord van die Here te luister en deel te wees van die sakrament van die nagmaal.
belofte aan Abraham, die vader van alle gelowiges, gemaak. En daarom sluit daardie belofte ons ook in, wanneer die Here sê, moenie bang wees nie. Ek is vir jou 'n skild. Jou loon sal baie groot wees. Geliefde broers en susters, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Hoofstuk 6 uitlees van vers 1 af tot by vers 13. Ons skriflesing Johannes 6 van vers 1 af. Hierna het Jesus aan die oorkant van die see van Galilea, oftewel Tiberias, vertrek. 'n Groot skare het agter hom aangekom, omdat hulle die tekens gesien het wat hy vir die disippels verrig het. Jesus het in die berg opgegaan en daar met sy disippels gaan sit. Dit was kort voor die Joodse Pasga. Toe Jesus omkyk en sien dat daar 'n groot skare na hom op pad is, sê hy vir Filippus: "Waar sal ons brood te koop kry? Hierdie mense wil eet." Hy het dit egter net gesê om hom te toets. Self het hy immers reeds geweet wat hy wou doen. Filippus het hom geantwoord: 200 denarius se brood is nie genoeg om vir elkeen 'n stukkie te laat kry nie. Een van sy disippels, Andreas, broer van Simon Petrus, sê vir hom: "Hier is 'n seun wat 5 garsbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense?" Jesus het gesê: "Laat die mense sit." Daar was baie gras op die plek. Toe die mans gaan sit, hulle was ongeveer 5000 in getal. Toe het Jesus die brode geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit laat uitdeel aan die wat daar gesit het. En ook van die visse laat uitdeel, soveel as hulle wou hê. En toe almal versadig was, sê hy vir die disippels: "Maak die brokstukke bymekaar wat oorgebly het, sodat niks vermors word nie." Hulle het dit bymekaar gemaak, 12 mandjies vol gemaak met die brokstukke wat van die 5 garsbrode oorgebly het, nadat hulle klaar geëet.
Ons lees dit tot sover, geliefde broers en susters. Die Here Jesus self sê dat wie my woord hoor en in hom glo wat my gestuur het, die ewige lewe. Baie van ons wat vandag hier is nogal geneig om dinge te oordink. En as ek nou die woordjie oordink gebruik, dan bedoel ek nou nie daarmee dat jy dink oor 'n saak nie, maar dat jy eerder te veel dink oor 'n spesifieke saak. En dan op daardie manier 'n saak heeltemal oordink. En in ons alledaagse lewe is daar talle voorbeelde waar so baie van ons dinge oordink, aspekte van ons lewens oordink, gebeure en goed wat moet gebeur in ons lewens heeltemal oordink. Kom ek noem maar 'n paar voorbeelde. Hoeveel van ons oordink nie die veiligheid van ons kinders nie? Gaan kyk bietjie tree ons op wanneer ons hierdie saak begin oordink. Ons koop karskoens, wat ons in ons karre sit. Ons leer ons kinders van kleins af. Moenie met vreemdelinge praat nie. Bly weg van water. Van 'n jong ouderdom af rus ons hulle toe met selfone en saam met daardie selfoon kom 'n opdrag. Bel my as daar enigiets is. Ons koop vir ons kinders GPS horlosies sodat ons konstant kan weet waar is ons kinders en ons kinders se veiligheid kan monitor. Ons doen al hierdie goedes om te verseker dat ons kinders se veiligheid seker is. Maar dan oordink ons selfs al die dinge wat ons het en alreeds aangeskaf. Is dit wat ek alreeds gedoen het vir my kinders se veiligheid? Geen. Wat van ons dink so oor ons kinders se veiligheid? Ons dink op dieselfde manier oor ons eie en ons gesinne se veiligheid. Ons sit die weer vir ons vensters op, ons span elektriese heininge rondom ons huise en sit bo mure op. Ons installeer kameras en ligte en ons installeer buuralarmbedryf van die derde wêreldoorlog uitbreek hier nou. Maar dan oordink ons veiligheid. Is dit wat ek nou het werklik genoeg? Baie van ons oordink die toekoms. En omdat ons dit oordink,
ons staan daar by onsself 'n stukkie vrees vir die toekoms. Ons spaar geld. Ons kry 'n goeie mediese fonds. Ons belê in annuïteite en pensioenfondse. Baie van ons bedink die saak van swaar dat ons selfs die enigste opsie sien is om te immigreer en in 'n ander land 'n heenkome te gaan soek. Ons motiveer ons kinders. Leer, moet nooit ophou leer. Presteer, want dit gaan verseker dat jy 'n goeie toekoms sal hê. Maar nou bedink ons, is dit werklik genoeg? Ons oordink ons verhoudings. By hoeveel van ons het dit nie al gebeur nie, en dan verwys ek spesifiek na ons susters vanoggend. Jou man kom bietjie laat in die aand van die werk af terug. En dan wonder jy oordink sy laatkommerheid. Is hy nie dalk in 'n buiteegtelike verhouding betrokke? Dis vir 'n draai, ons oordink dit. En ons mans doen presies dieselfde. My vrou is kwaad vir my. My vrou het gesê sy gaan my los omdat ek 'n bietjie meer en ekstra tyd saam met my vriende gespandeer het. En dan oordink ek dit van so 'n aard dat ek 2 jaar later die gevolgtrekking het sy nie dalk 'n buiteegtelike verhouding. Ons oordink die goed, die hele tyd, ons verhoudings met ons kinders, met ons familie, met ons vriende. Ons sien goed en ons lees goed in mense wat vir wie ons eintlik omgee, wat vir ons omgee. Van so 'n aard dat dit verdag raak. Op die einde van die dag, dan moet jy self as sielkundige gaan sien. Want jou geoordinkerheid is besig om jou eintlik heeltemal mal te maak. Sien geliefde broers en susters, ons oordink baie keer die lewe. Hoeveel van ons het onsself nie al die vraag afgevra, as ek die dag nie meer daar is, wat gaan dan word van my gesin, die besigheid, van my broeder? En dan neem ons nuwe polisse, stel mense aan wat dinge vir ons kan behartig. Ons kry sekuriteitsstelsels in plek vir die dag as ek nie meer daar is. En dan oordink ons, is dit werklik genoeg? Geliefde broers en susters, verstaan my mooi, ek sê op geen manier dat enig van hierdie goed wat ek nou genoem het nie belangrik is nie, want dit is ook belangrik. Maar ons moet versigtig wees om alles nie te oordink, want dan maak ons die lewe vir onsself baie moeilik. Ek wil juist vanoggend aan die hand van Johannes hoofstuk 6 dalk 'n alternatief daarstel ten opsigte van die lewe en al die aspekte en fasette binne in die lewe te oordink. Ek wil hê jy moet jouself vanoggend in hierdie vertelling in Johannes indink. Hoor mooi, indink, nie oordink. Jouself indink in hierdie verhaal in, want in hierdie gebeure is elkeen opgestel. Johannes vertel vir ons dat Jesus sien 'n groot skare wat op pad is na hom. Hierdie mense kom om nog wondertekens te sien, nog te sien hoe Jesus siekes gesond maak, hoe hy wonderwerke doen. Hulle kom om te luister na die blye boodskap wat hy vir hulle wil vertel. En dan vra Jesus vir Filippus, en hoor mooi, ek dink die bedoeling van die vraag, en soos ons dit nou lees in die ander evangeliese parallelle weergawe, rig Jesus hierdie vraag eintlik aan al die disippels. Maar hier in Johannes vra hy spesifiek vir Filippus. Waar gaan ons vir al hierdie mense kos koop? Kos is 'n basiese behoefte. Waar gaan ons hierdie mense se basiese behoeftes voorsien? Ek geliefde broers en susters, ek moet elke dag met daardie selfde vraag gekonfronteer. Hoe gaan jy vir jou gesin se basiese behoeftes voorsien? Hoe gaan jy sorg dat hulle kos het om te eet? Klere het om aan te trek. Jy moet sorg dat daar 'n dak oor hulle koppe is, en 'n dak oor hulle koppe bring 'n klomp rekeninge wat betaal moet word. Jy moet sorg vir jou kinders se toekoms, vir jou kinders se veiligheid, vir jou gesin se voortbestaan en lewenstyl hier op aarde. En hoe gaan jy dit doen? En dan oordink ons, net soos wat Filippus maak hier in vers 7 van Johannes 6. Sy antwoord aan die Here Jesus is 200 denarius. Nou, 'n gedagte,
'n dagloner in daardie tyd, na 'n hele dag se werk, was sy loon gewees, amper soos minimumloon vandag, 'n denarius gewees, 1 denarius. So Filippus sê hier, dat ten minste 200 dagloners se salaris gaan nodig wees, om hierdie mense kos te gee, en hulle basiese behoeftes te voorsien. En dan gaan ook nie almal van hulle eers genoeg kry nie. En hoeveel keer oordink ons nie dieselfde saak nie? Hoeveel keer dink ons nie ook by onsself dat my salaris, my inkomste wat ek genereer, is 200 mense se salaris te min, om net in my gesin se behoeftes te voorsien. Filippus maak die som in sy kop. En dan kom hy by die antwoord uit. Ons het nie genoeg. Hoeveel keer kom jy en ek nie wat by dieselfde antwoord? Ons het nie genoeg. Parallelle vertelling van hierdie verhaal, hierdie gebeure in die ander evangelies, gesê dat Jesus vra toe vir sy disippels, wat het jy? En dan antwoord Andreas hier in vers 9, dan sê hy, hier is 'n seun wat 5 gaasbrode en 2 visse het. Maar wat is dit vir so baie mense? Weereens word die hele situasie oordink. En ek doen presies dieselfde. Ons kyk na dit wat ons het. En kom ons tot die slotsom, is gewoon net te min. Dit wat ek het, is nie genoeg. Maar nou ken ons die res van die verhaal, ons het gelees ook vanoggend. Jesus voed al daardie mense, daardie skare mense, met 5 broodjies en 2 visse. 5 broodjies, 2 visse. Dis al wat hulle gehad het. Maar tog was dit genoeg. Dit was meer as genoeg. Want ons lees in vers 13, dat Jesus sê vir hulle, gee hulle die opdrag, maak dit wat oorbly by mekaar. En hulle het nog 12 mandjies vol van die brood wat oorgebly het, by mekaar gemaak, nadat almal geëet het. Liefde broers en susters, in die alledaagse lewe wat ons elke dag leef, is daar baie goed wat ons moet hê. Is daar baie goed wat nodig is vir ons basiese bestaan en lewe in die wêreld waarin ons leef. En die oomblik wanneer ons kyk na dit wat ons het, en dit wat ons moet hê, is ons baie keer vir onsself, is nie genoeg. Maar vanoggend gee hierdie selfde verhaal van die vermeerdering van die 5 broodjies en die 2 visse vir ons 'n bietjie ander perspektief. Wat jy ook al vandag het, is genoeg. Maar dit is alleen net genoeg wanneer jy dit in die Here Jesus Christus se hande sien. En dit bring elkeen van ons vandag by 'n nuwe vraag. 'n Nuwe vraag wat ons dalk ook moet oordink. Het jy al jou kinders in die Here Jesus se hande gesit? Het jy al jou gesin, jou verhoudings, jou veiligheid, jou toekoms die Here Jesus Christus se hande gesit? So broers en susters, selfs in ons geloofslewe oordink ons baie keer geloof oor. En dan maak dit geloof eintlik baie moeilik. Ons verstaan en ons glo en ons interpreteer dat ons 'n tiklysie moet hê van goed wat ons moet doen om werklik gelowig te wees. En die realiteit daarachter is, eendag wat almal van ons wat vandag hier is, voor God staan. En van hier af kan jy absoluut niks saamvat. Ook nie eers 'n tiklysie. Almal van ons gaan eendag voor God staan met niks, en dit gaan ook nie genoeg wees. Maar gaan jy genoeg wees? Ons oordink baie keer geloof en dan raak ons gespanne. Maar die antwoord is eintlik eenvoudig. Dit wat jy het, is genoeg. En dit sal altyd genoeg wees, solank jy dit die Here Jesus Christus ken. Nie by die nagmaal word ons juist daaraan herinner,
Jy kan dit 1000 keer 'n jaar kerk gaan. Jy kan jou Bybel lees, jy kan bid. Jy kan deel word van gebedsgroepies. Jy kan Bybels gaan uitdeel en sending uitreike en aksies reël. Maar niks van daardie tiklyse sal ooit genoeg wees. Dit wat jy het, 'n liefde vir Here Jesus Christus. Dit is wat genoeg is. Die res is net genade. Liefde broers en susters, ons het dalk nodig om partykeer op te hou om alles te oordink. Maar kom ons dink net vir een oomblik. Ons dien lewende God. Ons dien 'n God wat ons daar buite gesien het vir die natuur sorg. Hoeveel te meer sal hy nie vir ons sorg? Ons leef in 'n wêreld wat ons wil wys maak dat daar 'n klomp goed is wat ons nodig het om te bestaan. Maar dit wat ons het, is ook genoeg om te bestaan. Veral as ek dit vir die Here gee. Het jy jouself al vir die Here gegee? Want dit wat jy nodig kry by hom. In die hande van die Here Jesus Christus is jy genoeg. Amen. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here Jesus Christus die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat ek God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het, dit te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit na hulle liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee deur die nuwe geboorte wat plaasvind deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word net soos die aardse lewe aan alle mense gegee. Waarom die geestelike en hemelse lewe wat die gelowiges besit om te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood in die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê deur die geloof, geestelik toegeëien en aangeneem. Hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee aan ons te kennis, so seker as ons mond eet en drink en hierdie brood en wyn die geloof vir ons geestelike lewe, die ware liggaam, ware bloed van Christus, ons die enigste verlosser. Dit staan dus vir alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakramente ingestel het. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur gaan ons verstand te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. As ons derhalwe sê dat wanneer ons ete gedrink word, die eie en die natuurlike liggaam en die eie bloed van Christus is ons nie verkeerd nie. Die manier waarop ons dit is egter nie met die mond nie, maar met die Gees, deur die geloof. Maar bly Christus dis altyd sit aan die regterhand van sy Vader in die hemel, hou hy tog nie op om ons deur die geloof om deel te laat hê.
Nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee. En ons wat deel kry aan homself die verdienste van sy lyding en sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid wanneer ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe wanneer ons sy drink. Verder vorm hierdie sakramente wanneer hulle uitgebeeld word 'n eenheid. Maar nie alle mense wat die sakramente gebruik ontvang wat daardeur uitgebeeld word nie. 'n Goddelose en ongelowige mens ontvang wel die tekens, maar nie wat daardeur uitgebeeld word nie, en so bring hy of sy 'n oordeel oor hom of haarself. Judas, Simon die towenaar, het byvoorbeeld albei wel die sakramentstekens ontvang, maar nie vir Christus wat daardeur aangedui word nie. Hy word alleen aan die gegee wat glo. Ten slotte ontvang ons hierdie heilige sakramente, die erediens, in nederigheid en met eerbied. So gedenk ons met diepe dankbaarheid die dood van Jesus Christus, ons verlosser, en bely ons Christelike geloof. Daarom behoort niemand by die tafel aan te sit as hulle hulself nie eers aan 'n grondige selfondersoek onderwerp het nie, sodat iemand nie tot sy of haar oordeel van hierdie brood eet en in die beker drink nie. Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons beweeg tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste. Ons verwerp alles wat met die sakrament vermeng word, as ook alle verwerplike menslike uitvindings wat daarbij gevoeg word, onder die sakrament heilig. Ons is tevrede om die nagmaal te vier, soos Christus en sy apostels ons geleer. Wat ons daarvan sê, is dat ook wat hulle daarvan gesê het. Amen. Geliefde broers en susters, laat ons onsself nou voor God verootmoedig met ware geloof bid, dat hy ons in sy groot genade aan dit alles sal laat kry. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons dank U dat ons U as die drie enige God daagliks in ons lewens kan vereer. Dankie Here dat ons aan U kan vashou as die Skeppergod. Die Skeppergod wat alles gemaak het, alles op hierdie planeet en in die sonnestelsel in stand hou. Aan U kan vashou, Here, omdat U die Skepper is van 'n nuwe verbond met elkeen van ons. Daardie verbond, Here, wat vir ons alledaagse lewe, maar ook in ons geloofslewe die sekerheid gee, dat dit wat ons het, is genoeg. Ons dank U, Here, dat daardie genoeg U Seun, Jesus Christus is. U Seun wat bereid was om sy lewe te gee, aan 'n kruis te sterf, sodat ons vir altyd kan lewe. Ons dank U, Here, dat U Seun, Jesus Christus, vir ons uit die dood opgestaan het, en vir ons vandag daardie sekerheid gee, van die heerlike, ewige lewe. En al wat nodig is dit wat ons het. Wat ons weet, Here, U Seun se hande, is dit genoeg. Ons kom aanbid U, Here, as God, die Heilige Gees. Daardie sekere waarborg, dat U altyd by ons is. En waar ons baie keer die wêreld, die lewe, die dinge wat gebeur in ons lewens, die uitdagings wat ons in die gesig staar, oordink, is dit U Gees wat vir ons daardie sekerheid gee, dat dit wat ons het in U, is altyd genoeg. U as die Skeppergod sal ons versorg. U sal ons red, Here, op grond van U Seun. Here, U is altyd daar, die hand van bewaring oor ons te hou. Hier by die nagmaaltafel, Here, word ons stil. Stil in diepe dankbaarheid, maar ook in diepe afhanklikheid. Want Here, dit wat ons het, voel vir ons baie keer nie genoeg nie. Hier aan die tafel, wat U vir ons dink, kry ons daardie sekerheid. Dat elkeen van ons is in U oë genoeg. Laat ons vashou daardie hoop in ons geloof. Lei ons, Here, om elke dag ons lewens so in te rig, dat ons onsself, ons gesinne, hulle wat vir ons lief en dierbaar is,
dat ons toekoms en ons veiligheid altyd die troue Vader hande sal plaas. Here, U ken elkeen van ons harte, U ken elkeen van ons lewens. Ons gebed is, Here, reinig ons, was ons met U bloed, sodat ons witter as sneeu kan wees. Seën hierdie nagmaal geleentheid, dat ook vir elkeen van ons vanoggend, Here. Ek kom bid ons, in naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Lieve broers en susters, ek gaan nou af om die tafel en gereedheid te bring, terwyl ek dit doen, en net so by sit sing U lied 504, waar sing U dan die eerste, die tweede en die vierde vers. Van die brood en die wyn as sodanig koester nie, maar ons het die geloof op Christus Jesus rig, wat in die hemel is, waar hy as ons voorspraak in die regterhand van sy hemelse Vader optree, en waarheen die betrokke geloofsartikel ons moet wys. Laat ons ook nie daaraan twyfel nie, dat ons lewe net so werklik deur bemiddeling van die Heilige Gees met Christus se liggaam gevoed en verkoop word, as wat ons by hierdie gedenkmaaltyd die brood en die wyn eet en drink. Geliefde broers en susters, voordat ons vandag hierdie geloofsmaaltyd deel, kom ons bely vanoggend, terwyl ons net so bly sit, ons geloof saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat op lewe, die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, die ewige lewe. Amen. Lieve broers en susters, namens die kerkraad nooi ek vanoggend alle beleidende lidmate van ons gemeente om aan die tafel van die Here te kom aansit. Ek nooi ook beleidende lidmate van ander gemeentes van ons kerk om die nagmaal van die Here te kom dien of te kom deel. Ek nooi dan ook lidmate van ander kerke wat dieselfde belydenisgrondslag as die van die Nederduits-hervormde Kerk van Afrika het, om die tafel van die Here te kom aansit en gevoed te word. Mits jy natuurlik dan ook in die eie kerk en in die eie gemeente die voorreg het om dit te doen. Net 'n paar praktiese reëlings wat ek graag wil weergee. Ons gaan tydens ons tweede tafel lidmate wat as gevolg van omstandighede nie aan die tafel kan kom aansit nie, bedien, kan ek ook net by wyse van 'n handopsteek sien. Dankie. En dan reserveer ek ook die heel laaste tafel van ons nagmaal vandag vir ons nuwe beleidende lidmate. Dit is ons 3 volwasse katekesante, sowel as ons 4 finale jaar katekesante wat 'n bietjie vroeër hierdie jaar belydenis van geloof afgelê het. Hulle gaan dan by die laaste tafel saam met hulle familie en vriende die nagmaal gebruik. Geliefde broers en susters, alles staan gereed. Kom na die tafel van die Here word gevoed. Ons breek is ons gemeenskap gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom.
gemaakte tafel gaan ons 'n vers sing van die 493 en ons sing nou die eerste vers saam. Geliefde broers en susters, die Here voed elkeen van ons op sy tyd. Kom na die tafel van die Here word gevoed. Ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eer dit, en dit tot sy gedagtenis. Beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood, totdat hy weer kom.
die tweede vers van Lied 4:9-3. Geliefde broers en susters, die Here sit net die beste in die lewe vir ons voor. Kom na die tafel van die Here, word gevoed met die beste. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit, en doen dit tot sy gedagtenis. Beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom.
sing nou die derde vers van lied 4:9. Geliefde broers en susters, alles staan gereed, kom na die tafel van die Here, word gevoed. Oop aan die tafel, dis dan nog net ons nuwe lidmate en hulle families wat nog nie aan die tafel omgesit het nie, en die laaste tafel is vir hulle gereserveer, so as jy dalk nog die geleentheid gehad het om aan die tafel aan te sit nie, kom gerus na vore. Dankie broers en susters. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap aan die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en doen dit tot sy gedagtenis. Beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap aan die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit, verkondig sy dood, totdat hy weer kom.
ons sing dan nou die 4de vers van die 4 Geliefde broers en susters, kom na die tafel, word gevoed, anders gaan die pad vir te lank raak. Hierdie sal dan ons laaste tafel wees. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap van die liggaam van Christus. Neem dit, eet dit en doen dit op sy gedagtenis. Die beker van danksegging waaruit ons drink is ons gemeenskap van die bloed van Christus. Neem dit, drink daaruit en verkondig sy dood totdat hy weer kom.
5de vers van die 493. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, aangesien die Here ons nou aan sy tafel gevoed en verryk het, laat ons almal staan en saam in dankbaarheid sy naam prys en elkeen volk sy harte spreek. Ek wil die Here loof. Met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie. Vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom, die wat hom dien. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is, op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Daarom sal ek met my mond en hart die Here loof, van nou af, tot in ewigheid. Amen.
van die Here gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.